Welkom terug. Nou is dit tyd om 'n bietjie liries te raak oor landbou-ekonomie sake. Saam met twee gesigte wat al bekend is hier op die Geelbank. Dis Martin van Vuren en Kobus Nel van Eridanus. Welkom julle. Hallo. Dankie, lekker om te wees. So Kobus, die nuwe plantseisoen is om die draai. Wat is die impak van die diesel en die kunsmisprysstygings en dan natuurlik die insetkostes wat daarmee gepaard gaan? Wel so soos ons almal weet, die dieselprys het omtrent verdubbel in die laaste jaar. So dit het 'n natuurlike wesenlike impak op die landboubedryf. Maar die saaiafdeling se die diesel maak omtrent so 10% van die saaiafdeling se kostes uit. So dit is nie te hoog nie. So is nie 'n noemenswaardige impak op byvoorbeeld die somersaai gebiede nou nie. Die kunsmispryse het ook redelik gestyg, maar Suid-Afrika is daarmee in die bevoordeelde posisie of half bevoordeelde posisie dat ons 80% van ons kunsmis invoer van die buiteland af. Wow. So indien die rand dan net sterk kan bly, dan sal die kunsmispryse ook onder beheer bly. Die kunsmis beskikbaarheid is wel 'n probleem, maar ek dink dit is bestuurbaar. Martin, wat is die impak van die saai hofsaak teenoor die inentings met betrekking tot back and close seer vir beesboere? Ja, het is 'n groot impak, daai een van die meer drastiese impakke in die Suid-Afrikaanse landbou eintlik in 'n aansienlike tyd. So dit maak die mark nou oop vir kommersiële boere om self te kan inentingsstowwe koop en dit toe te dien. Dis egter nie 'n free for all nie. Daar is steeds in daai uitspraak sekere riglyne wat neergelê is. Daar moet betyds kennis gegee word van die inenting en binne 14 dae na die inenting moet onder eed verklaar word dat die kudde ingeënt is. Maar dit maak dit nou moontlik vir boere en vir groter voerkraal entiteite om hulle beeste binne die 6 tot 8 weke te kan inent om die hele kudde ingeënt te teen back and clown. Dit maak nou natuurlik dit moontlik indien daar goeie samewerking tussen die staat en die privaat sektor is, wat ons hoop en glo sal gebeur, dat 80% van die kudde in Suid-Afrika ingeënt kan word en dat die uitvoermark vir Suid-Afrika weer oop gaan, veral na die Europese Unie en die VSA toe. Sjoe. Kobus, watse landboukommoditeite doen goed op hierdie stadium en waarom? Die landboukommoditeite wat goed doen is hoofsaaklik die uitvoervrugte. Het baie goed gedoen die afgelope jaar, byvoorbeeld avo's, neute en sitrus. Dit is hoofsaaklik oor 'n verhoogde uitvoer na die Midde-Ooste en na die Asiatiese lande. Die mielies en sojas het ook redelik goed gedoen. Hoofsaaklik oor meer produksie en hoofsaaklik oor meer gunstigde produksietoestande, meer reën wat meer oeste gemaak het. En dan die vleis het ook redelik goed gedoen. Die bees- en skaapvleis uitvoere na hoofsaaklik die Midde-Ooste en Asiatiese lande het redelik toegeneem tot en met die back and close seer en nou is ons daarom weer oop. Die eerste uitvoer het nou weer geloop vir die vleis. Dis goeie nuus. Ja. Dis verblywend. Ja. Martin, wat maak Suid-Afrika spesiaal vir landbou? Ja, daar's 'n hele praatjie. Ons kan nou baie lank oor praat, Kan gedigte maar daaroor net so skryf. vinnig saamgevat. Kyk, eerstens Suid-Afrika is nie die maklikste land om in te boer nie. As jy nie weet wat jy doen nie, hou jou neus uit daai lees uit. Maar Suid-Afrika het 'n hoogs ontwikkelde boerderybedryf wat al die moeilike omstandighede in ag neem en die hoofgoed net vinnig opgesom is natuurlik ons klimaatreekse. Die mediterrane streek in die Wes-Kaap, subtropies in die Oos-Kaap en in Limpopo en dan die binneland wat uiters goeie kontant oeste saai-oeste lewer en dan ook is ons beesboerdery, dierboerdery is hoogs ontwikkel. So daar's verskriklik baie redes om positief te wees daaroor. En aggenome dat die uitvoere van die landbou laas jaar met 15 tot 15.1 biljoen dollar gestyg het. Dit was 'n 8 tot 10% groei van die vorige finansiële jaar. So vir die vorige jaar en hierdie jaar het dit goed gegaan vir boere in Suid-Afrika. Kobus, net vir interessantheid, hoe vergelyk Suid-Afrika met byvoorbeeld 'n vooruitstrevende ekonomie soos Amerika in terme van landbou? Dit is nogal interessant. Die Amerikaanse ekonomie word basies gedryf en het 'n verskriklike kompeterende voordeel oor hulle geografiese ligging. Hulle is basies geleë perfek om te produce. Byvoorbeeld die landbougrond is groot gedeeltes plat, hoë vrugbare grond.
die hele Amerika se die land het 'n netwerk van are van riviere reg oor die hele land wat almal vaarbaar is vir skepe. So jy kan produseer, jy kan op die skip laai, hy die grootste kuslyn met die meeste natuurlikse hawens. So dit maak dat Amerika die grootste graan produksie en die goedkoopste graan in die wêreld kan produseer. So al ons Suid-Afrikaanse pryse met graan is basies 'n afgeleide van Amerikaanse pryse van graan. Suid-Afrika nou weer, ons is nou weer baie goed in die uitvoerprodukte soos wat ek nou genoem het, die citrus, die hoë waarde items. Is Suid-Afrika baie goed. Citrus, avos, neute, tafeldruiwe. Daar het Suid-Afrika nou weer 'n baie goeie competitive advantage oor ons ligging. En dan, een van die groot verskille maar tussen Amerika en Suid-Afrika is Amerika het kry noemenswaardige staatssubsidies, waar Suid-Afrika ja, niks. Geen staatssubsidies nie. Ja, dit maak 'n groot verskil ook, Ja. nê. Martin, kom ons fokus op Eridanus. Wat is julle beplanning vir die volgende 12 maande? Hoeveel kapitaal beplan julle om te werf en wat prioritiseer julle as beleggings? Ja, so ons in die volgende 12 maande beplan ons om so 132 miljoen rand te werf. Dit sal meestal aangewend word steeds in die landbou. Dit sal wees in die vleisbedryf, voerkrale en kommersieel, in biochemiese en biochemiese produkte, uitvoerprodukte soos Kobus genoem het, vrugte en groente en dan in die kontantgewasse ook aansienlike belegging. Kobus, wat is die opbrengs op 'n belegging wat Eridanus sê nou maar verwag en gaan belegging in Eridanus in die voorsienbare toekoms beskikbaar wees? Ja, so ons gaan Eridanus se beplanning vir die volgende jaar gebaseer op ons vorige syfers en as ook ons 12 maande vooruitskattings. Is die opbrengs op belegging op ons vleisafdeling is omtrent 31-32%. Dan op Eridanus se graanafdeling is enigiets van 24 tot 40%. Dit is wat Eridanus nou ontvang vir die beleggings wat Eridanus maak. Dan op die chemie en die plantvoeding afdeling is ongeveer 35%. En dan laastens die uitvoervrugte is omtrent hier by 24%. En ja, die Eridanus voorsien vir die volgende 12 maande soos wat Martin nou gesê het, omtrent so 132, dit is ongeveer getal 132 miljoen wat ons gaan insamel in die volgende 12 maande. En dan jaarliks word die posisie maar heroorweeg oor hoeveel kapitaal ons gaan nodig hê. Martin, wat is die opbrengskoerste wat Eridanus tans bied? Ja, Jennifer, van beleggings tot en met 2,5 miljoen rand is dit 11%. En dan van 2,5 miljoen tot 5 miljoen is 11,5% en bokant 5 miljoen is 12,5%. Dit is 'n nabelaste inkomste. En tussen privaat maatskappye in Suid-Afrika is daar geen dividendsbelasting nie, so as daar 'n maatskappy belê word is die opbrengs 'n verdere 0,2% hoër as die terughoudingsbelasting op dividende wat ons dan aan maatskappye bekendstel. Sjoe. Nou Eridanus het 'n spesiale aanbod beskikbaar gestel vir beleggers van groter as 10 miljoen. Die geleentheid bied hulle vir hulle om dan op 'n wyse soortgelyk aan 'n bank deel te neem. Hoe werk hierdie struktuur? Ja, dit is 'n basiese beleggingsstruktuur wat wat Eridanus geskep het deur beleggers wat na Eridanus toe gekom het en gevra het of hulle nie so 'n tipe struktuur beskikbaar het nie. So ons het nie na die mark toe gegaan met die idee nie, die idee het na ons toe gekom. So dit is vir groter beleggers, dit is 10 miljoen of 15 miljoen. Daai beleggers byvoorbeeld het nou geld wat in 'n money market rekening sit. Dis wat ons nou gevind het. 'n Groot hoeveelheid geld. Dan in daai money market rekening vir die belegger dan verdien hulle maar omtrent sê maar 8%, 7%, 9%, hang af wat die banke kan gee, maar dis baie min. Die bank vat dan basies maar daai geld en dan leen hulle dit uit teen prima plus 1, 2, 3 tot en met hoë koerse van 22% wat die bank nou natuurlik daai geld teen uitleen. So ons het maar net gevind om die belegger in die beste moontlike posisie sit met die beste sekuriteit, eintlik beter as wat die bank kan bied. Maar dit is maar 'n 1-tot-1 gesprek met die belegger wat ons sal hê om te verduidelik presies hoe dit werk. Maar die belegger is dan in 'n beter sekuriteitsposisie en wat baie interessant is van die banke in Suid-Afrika wat nie almal weet nie. So jou geld in die bank, net die eerste 100 000 word deur die regering verseker. Alles bo 100 000 rand is basies op risiko as die bank val. So jy dink die geld in die bank en die banke het al geval. Ja. Toe ek nog 'n babatjie was, baie klein, is daar die Trust Bank en daai banke. Ek sê nie dit gaan gebeur nie, maar dit is moontlik. So is net in ag genome jy sit basies met geld in 'n instansie waarvan die eerste 100 000 rand verseker is en jy kry 7-8% rente.
Nou dit maak nie lekker vir my sin nie, maar die beleggers kan na ons toe kom en dan kan ek hulle mooi verduidelik wat se sekuriteit en hoe ons te werk kan gaan. Ja. Nou Martin, as mense na julle wil kom, daai voornemende beleggers, hoe maak hulle kontak met julle? Ek koop dit verskyn op die skerm, my nommer is 011 8888 604. Dis info@eridanus.co.za en dan www.eridanus.co.za. Baie dankie Martin en Kobus, was insiggewend geweest. Dankie, lekker om te wees. So as jy vir Eridanus wil kontak in terme van beleggingsgeleenthede in die landbou, stuur 'n e-pos na info@eridanus.co.za. Bly ingeskakel, na die breek is dit tyd vir wiele Woensdag.